Wanneer ons aan die Heilige Gees dink, dan ons baie keer die fout om te dink dat hy alleen een is wat op die oomblik werk en die drie eenheid. Dit is nie waar. God het geskape, so hy staan stil. Die Seun het sy doop gehad op aarde en nou is hy ook staan. En nou is die Heilige Gees weg. Nee, van die begin van tye af was al drie van hierdie drie eenheid was hulle aktief en was daar wisselwerking. Tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees, hulle al drie wil redding bring. Hulle al drie is betrokke by God se verlossingsplan. Die Seun tree nou vir ons in, by die Vader, leer die woord vir ons. Die Vader hou alles vas en maak seker dat die skepping reg is en berei dit voor vir die oordeelsdag wanneer hy weer gaan herskep. En hierdie Bybel ons die Heilige Gees. Wat is die Heilige Gees? Die Heilige Gees is op hierdie oomblik besig in ons. Hy is gestuur van die Vader en die Seun om die kerk by te staan, om die kerk te groei, om die kerk te oortuig onder andere van redding, om die kerk te oortuig van hoop en van die komende oordeelsdag. In Johannes 14 vers 16 tot 17 leer hy ons dat hy die trooster is. Dan word wanneer die gebede kom, is hy die een wat ons bystaan. Romeine 8 vers 26 sê, hy help ons bid. Johannes 16 vers 7 tot 8 sê, tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde en dat hy reg aan my kant is en dat die oordeel kom. Die Heilige Gees is die een wat ons kom vervul of kom opvul volgens Efesiërs 5:8. Sodat die vrugte wat ons dan gaan dra volgens Galasiërs 5 vers 22 en 23 sal wees. Liefde, vreugde, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Met ander woorde, hy help ons stry teen ons sondige geaardheid. Die Bybel noem dit ons vleeslike begeertes, Romeine 8 vers 5 tot 6. Die Heilige Gees het krag verbe wat ons verstaan, Sagaria 4 vers 6. Hy het nie gawes in my klaar. En die hele doel is om in lyn met die wil van die Vader en die Seun, ons Here Jesus Christus, die Vader te verheerlik. En daarom, as ons Christus verheerlik, wanneer ons nie dit gedoen het nie, en ons is skuldig, en ons moet om reg te maak, en Christus te verheerlik, dan is die Heilige Gees wat in ons harte werk. Moet asseblief nie die fout maak om te dink jy eers die Gees as jy neerval, rik, tale praat. Dis net nie volgens die Bybel waar. Dis nie eers wanneer jy die Heilige Gees. In sommige gevalle was dit so, maar vir baie. Vir die meerderheid was in hierdie geval. En God het ook steeds sy kinders genoem. So, klou in die Gees vas, weer die Gees vas, en vertrou die Gees, dat wanneer hy in jou hart werk, dat jy al nader en nader, en al meer en meer, in lyn sal kom, met die wil van God die Vader,